Wat as geloof nie ingewikkeld is nie? Wat as dit so eenvoudig is, soos die vertroue van 'n hond in sy baas? Welkom, dis tyd vir Waagmoed en Lewe. Ek is Marina Meiburg. Verkry waagmoed deur inspirasie, geloof en wysheid uit God se woord vir jou lewe. Hallo vriende, welkom by episode 2 van Waagmoed en Lewe, ons nuwe Afrikaanse program wat vroue met waagmoed en crowned with boldness saamsmelt, maar in Afrikaans. Vandag gesels ek met jou oor iets wat ek eintlik lank oor gewik en weeg het. Moet ek dit deel of is dit nie gepas vir hierdie platform nie? Eindelik het ek besluit, kom ons praat oor geloof soos Jero. Nou voordat jy skrik, ek probeer glad nie ons verhouding met God afwater of vergelyk op 'n manier wat dit eintlik minderwaardig maak nie. Ek wil net vir jou die een fout van geloof verduidelik. Die praktiese kant, die dag tot dag wandel met God. Maar wag, laat ek jou eers van Jero vertel. Jero is nou my hond. Hy is 'n opregte hond, met die klem nie op opreg nie, maar op hond. Sy pa en ma's honde en dit is dit. Hy is so bietjie van alle soorte. Sy grootte en bouvorm val ergens in Wire Terrier grondgebied. Maar dan het hy daai sagte, amper sy-agtige jokkiehare, maar in 'n perm vorm. Sy tande kyk amper elkeen in 'n ander rigting, maar sy hart, sy persoonlikheid, reusagtig, sosiaal, liefdevol, loyaal. Jero hou van jag. En as ek vra, ry jy saam? Dan is sy dag gemaak. Ek praat nie eers oor die quadbike nie. As ons daarmee ry, is hy heel eerste op. Waar avontuur is hy voor in die koor. En hoe vinniger en rowwer, hoe gelukkiger is hy. Maar hier is wat my tref. En dit is wat ek graag met jou wil deel vandag. Al praat ek nie hond nie, en Jero nie mens nie, verstaan ons mekaar perfek. Hoekom? Ons verhouding. Hy hoef nie hysteries te blaf as hy iets nodig het nie. Hy kom staan net by my, kyk my in die oë, draai om, kyk terug oor sy skouer en loop. Dan weet ek, hy roep my, hy soek iets, of hy wil uitgaan. As hy honger is, staan hy net by sy kosbak, en ek weet dadelik, hy wil kos hê. So staan hy by die deur as hy wil uitgaan, by sy waterbak as dit leeg is, en, glo dit of nie, as dit koelerig is in die nag, dan druk hy net met sy nat snoetjie teen my wang, en dan weet ek hy kry koud, en soms so deur die slaap lig ek die duvet op, dat hy kan inklim, want sy hare haak aan die duvet vas. As hy besluit, vandag is sy baddag, loop hy self stort toe, jy hoef hom nie eers te roep nie. Geen drama, geen smeek nie, geen paniek nie, net vertroue. Hy weet ek sal reageer, hy weet ek hoor, hy weet ek versorg hom. Hy dink nie eers daaroor nie, vir hom is dit tweede natuur. Nou hier kom die aanknopingspunt. Een oggend toe hy by ons kamer deur staan, dat ek vir hom die deur moet oopmaak, praat Heilige Gees duidelik hier in my hart. As ons net die praktiese, eenvoudige vertroue in God kan hê,
soos wat Jero in my het, en natuurlik jou troeteldier in jou nê, sal ons lewe soveel makliker wees. Die Bybel sê in Hebreërs 11 vers 1, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Vriende, die geloof is 'n vaste vertroue, so eenvoudig, soos Jero se vertroue in my, wat weet ek voorsien in al sy behoeftes. Inteendeel, hy dink nie eers daaroor nie. Dis vir hom natuurlik dat ek hom versorg. Hoekom maak ek en jy dan, as ons dit weet, ons geestelike lewe so ingewikkeld? Hoekom voel dit of ons hypergeestelik moet wees om met God te praat? Jero maak nie met my 'n afspraak nie. Hy wag nie vir die perfekte oomblik nie. Hy kom net na my toe, spring teen my op, kom lê by my voete, of spring op my skoot, slaap in ons bed. Hy's teenwoordig. Hy het die hele dag met my interaksie en leef soos 'n skaduwee by my. Wat is so moeilik om dit te verstaan? Ja, ek dink nou ook sommer oor Matteus 7. Ek dink omtrent daar by vers 9 rond, waar Jesus vra, as 'n seun brood vra, sal sy pa vir hom 'n klip gee? En as hy 'n vis vra, sal die pa vir hom 'n slang gee? En dan die verklaring, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid? Hoeveel te meer as ek, 'n onvolmaakte mens, weet hoe om vir my hond te sorg, ja, om selfs bederf, hoeveel te meer ons hemelse Vader? Vriende, God weet wanneer jy moeg is. Hy weet wanneer jy finansiële druk ervaar, wanneer jou geloof wankel. Hy weet wanneer jy emosioneel uitgeput is. En selfs wanneer die vyand jou versoek, weet hy dit. Hy wag nie dat jy perfek bid nie. Hy wag nie dat jy al die regte Christelike woorde gebruik nie. Hy wil net 'n verhouding met jou wees. So, kan ek jou aanmoedig, wandel met God. Leef saam met Jesus Christus. Praat met hom in jou binnekamer, maar praat ook met hom in jou motor, jou kombuis, in jou kantoor, selfs wanneer jy oorweldig of angstig voel, op pad na jou vergadering toe, in die huisbak, op die balkon, op die strand, op die sportveld, waar jy is, praat met die Here. As jy in die natuur is en jy waardeer dit, dis vir jou so mooi, praat met hom daaroor. As jy 'n lekker dag het, praat met hom. Ook as jy 'n sleg dag het, praat ook met hom. Om te wandel met God is nie altyd 'n vas en gebed oomblik nie. Dis nie altyd 'n formele Bybelstudie nie. Ja, daardie dinge het hulle plek en dit is nodig. Maar vandag gesels ek met jou oor 'n leefstyl van geloof en verhouding. 'n Leefstyl van vertroue, 'n daaglikse wandel met God. Ek wil jou iets vra. Net een woord. Wat is vir jou die moeilikste deel van jou verhouding met God? Is dit vertroue, geduld, dalk twyfel, konsekwentheid, stilte, gehoorsaamheid, dissipline of iets anders? Skryf net een woord in die kommentaar hieronder. Kom ons wees eerlik. Hierdie kanaal is nie vir perfekte mense nie, dis vir mense wat wil wandel met God en 'n regtige, egte verhouding met hom het, soos die kinders sê. 'n Vaste vertroue verhouding. 'n Hoeveel te meer bewustheid.
Net soos wat Jero weet, ek sal hom nie in die steek laat nie. En jou troeteldier dit weet van jou. Hoeveel te meer sal ons Vader in die hemel ons nie in die steek laat nie. Moenie jou geloofslewe kompliseer nie. Leef dit, wandel dit met 'n vaste vertroue op wat jy hoop in hom, al sien jy dit nie nou nie. Jy weet, hy is jou krag, jou versorging, jou voorsiening, beskerming, leiding, jou alles. So vriende, dit is geloof soos Jero. Geen fiteriasies nie, net plat en plein die waarheid, prakties uitvoerbaar, 'n lewende werklikheid. Mag hierdie woord jou stig en ook aanmoedig, soos wat jy jouself in jou verhouding met jou eie troeteldiere beoordeel. Laat jou troeteldiere en jou gesindheid teenoor hulle jou herinner hoe God soveel te meer na jou omsien. 'n lekker naweek vir jou en jou hartsmense. Mag Vader jou spesiaal seën en as dit sy wil is en ons leef, kuier ons Dinsdag verder by Waagmoed en Lewe. Tot dan, totsiens.